Dan as hulle in die kommunikasie dalk ook gesien het, dat van die kommunikasie word geteken deur Dominee Potgieter, wil ek dalk net vir julle sê, ons het nie 'n nuwe dominee beroep nie. Dominee Arlene is getroud, en sy is nou Dominee Arlene Potgieter, en ons wil net vir haar ook baie geluk sê, en so as Dominee Potgieter nou in die toekoms dokumente teken, weet julle, dit is sy. So, kom ons gee vir haar ook 'n hande klap en sê, terwyl ons dan ook vanoggend so saam is, wil ek graag vra dat jy ook so met die Here ook sal praat en net vir 'n oomblik net rustig word, die Here se teenwoordigheid ook ervaar. Dan lees ek vir ons uit Psalm 127, wat sê, as die Here die huis nie bou nie, soog die wat daaraan bou te vergeefs. As die Here die stad nie beskerm nie, waak die wat dit beskerm te vergeefs. Vir die wat hy lief het, gee die Here dit in hulle slaap. Geliefdes, juis met hierdie belofte ook dat die Here by ons is, groet ek jou vanoggend in die naam van ons Vader en sy Seun Jesus, deur die kragtige werking van sy Heilige Gees. Kom ons staan en dan aanbid ons die Here saam. Dankie
Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah to our God. Every praise is to our God. God, my Savior. God, my healer. God, my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. God, my Savior. God, my healer. God, my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Yes, He is. Yes, He is. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise, every praise, every praise, every praise is to our God. Is welkom om te sit. Geliefdes, ons het ook die voorreg vanoggend om die doop te kan bedien. En as ons saam nadink oor die doop, bely ons en verklaar ons dat die Here met ons en ons kinders ook 'n pad stap en dat ons weet dat ons hierdie pad nie alleen stap nie. En dat ons as geloofsfamilie saam Here verantwoordelikheid ook neem om die kinders soos hulle groot word ook van die Here te vertel en ook so te leef dat kinders ook die Here sal leer ken. En daarom, as ons vanoggend ook saam dink oor die doop, dan bely ons in die doop in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, dat hy ons ook skoon was en saam met ons die pad stap. En dat hy deur sy Gees wat in ons woon, ook ons in staat stel om ook, soos ons groot word en soos ons ook leef, om ook beter te leer ken. En daarom is die doop ook baie spesiaal. En dit is die teken ook dat God met ons en ons kinders ook besig is. En daarom wil ek graag vir Leanne vorentoe roep en jy is welkom om vir Luca ook saam te bring. Leanne, ons het ook 'n doopgesprek gehad en oor 'n klomp goed van die doop gesels en so en ek wil jou graag vra om op drie vrae te antwoord. Die eerste vraag is, glo jy dat Luca aan die Here behoort en daarom gedoop moet word? En dat dit ook jou oortuiging is dat jy ook as ma ook graag hierdie belofte ook aflê? In die tweede plek, glo jy ook dat dit wat die Bybel ons leer, die ware en die volkome leer van die verlossing is, dat ons ook so die Here leer ken? En ten derde, beloof jy ook om hom na die beste van jou vermoë te onderrig en te laat onderrig, so te leef, dat hy ook die Here sal leer ken? Wat is hierop jou antwoord? Kyk my met sulke groot oë aan. Lukas Eilandsie Ahmed, ek doop jou in die naam van die Vader en in die naam van sy Seun Jesus en in die naam van die Heilige Gees. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons u genade in aksie kan sien. Onverdiend, reik u na ons toe uit en is hierdie 'n teken van u liefde. Dankie dat ons dit ook vanoggend kan sien en kan beleef en dat ons kan weet, u is ook
by ons en stap die pad, en daarom wil ek graag vir Leanne en vir Luca aan die opdra, en ook bid vir die pad wat u saam met hulle stap. Ek bid dit in u naam alleen. Amen. Sal jy dalk net by Arlene dan ook die doops Bybeltjie teken en ook die doopseël. Baie dankie. Ons gaan moet opstaan vir die rede, ons kan nie sit nie. As ek net die stryd sien, sien hy my oorwinnaar. As ek voor my 'n berg sien, sien hy hoe berg skry. As ek loop deur die duister, dan sien my liefde. Daar's niks om te vrees nie, want hy is saam met my. Soos ek val, ek op my knieën, met my hande omhoog, jy word behoort aan my, elke vreesde, ek voor u neer, as ek sin weer die aan, jy word behoort aan my. En as hy verby is, wie staan dan teen my? O Jesus, daar is onmoontlik vir U. En as ek die ster sien, sien ek die skoonheid. En as ek die kruis sien, sien ek die heerlijkheid. Zoals ek val, ek op my knieën, met my hande omhoog, jy word behoort aan my, elke vreesde, ek voor U neer, ek sing weer die naam, jy word behoort aan my. Almagtige feeste, die gaan voor ons uit. Niks kan staan teen die krag van onze God. Die skyn in die duister, die wen elke stryd. Niks kan staan teen die krag van onze God. Almagtige feeste, die gaan voor ons uit. Niks kan staan teen die krag van onze God. Die skyn
soos ons sit, kom ons sluit ons oë. Here, ons bely vandag dat ons oortuig is dat U is ons God. Here, dat ons glo dat U die God is wat wonders kan verrig. Dat U alles wat vir ons soos 'n oorlog voel, kan oorwin. Dat U alles ten goeie laat meewerk. Dat U 'n hand in alles het, selfs ons lewens. Here, wanneer ons dit vandag bely, kom ons ook om weer 'n keer te erken dat ons kan niks op ons eie doen nie, ons het U genade nodig. En ons vra vir U vandag om in te speel, om ons te lei, om ons reg te wys wanneer ons verkeerd gegaan het, om ons by te staan en ons weer te herstel. Ons fokus terug te verander na U toe, sodat ons U met ons hele lewens kan volg en U kan vertrou ten volle. Here, wanneer ons nou in die woord wandel, vra ek dat U juis nou met elkeen van ons sal praat, want ons wil so graag na U luister. Amen. Goed, so as julle nou al 'n klompie weke saam met ons gewandel het in die afgelope paar weke se preke, gaan jy weet dat ons praat oor wat glo ons. En spesifiek is ons besig om te kyk na die 12 artikels van die apostoliese geloofsbelijdenis. Nou dit gaan dalk vir jou vandag voel asof ons nou vandag en volgende week 2 skiep. Ons doen glad nie. Ons probeer hier die hele proses saam met ons kinders en ons tieners doen en hulle is nou op vakansie, soos ons gehoor het hoe gelukkig baie van ons is dat dit wel vakansie is. Wil ons graag nie hê dat die kinders moet uitmis op enige van hierdie temas nie. Nou die wonder van dit is dat ons glo en dit wat vasgevang is in ons woord is nie net beperk tot die geloofsbelijdenis nie. Daar's duisende stories van mense wat die Here ontdek het en hom beleef het en bely het dat hulle oortuig is hy is God. En ons gaan nou na 2 sulke verhale kyk in die volgende 2 weke, vandag na Rut, volgende week na Joshua. En ons gaan spesifiek dan uit die Ou Testament uit hierdie Godstories ontdek. Uit die hoek uit van wat gebeur wanneer een persoon, een van hierdie mense in hierdie verhaal glo, bely dat God is wie hy sê hy is. So ons is besig met dit wat ons glo. Ons gaan nou net so 'n bietjie aanhaak by van die karakters uit die Ou Testament uit om dit vir ons weer te bevestig. En die mooi daarvan is dat wanneer ons volgende jaar of jaar daarna terugkyk, sal enige een van ons ook waarskynlik 'n Godstorie kan hê waar ons kan sê ons het ergens God ontdek. Ons het by die punt gekom waar ons begin bely het en ons leef nou in hierdie nuwe lewe. Soos wat ons nou vandag gaan doen met Rut. Ons het vandag die voorbeeld gekry ook van 'n kind wat gedoop word, want 'n ouer het gesê, ek het ontdek, ek bely, en nou leef ek, sodat my kind in my voetspore kan sien dat Jesus my lewe verander het. Dis wat Rut gedoen het. Dis wat ons doen. Kom ons kyk hoe hak ons daarby aan. Vandag se gedeelte gaan in Rut begin, en dit is Rut 1. Wanneer ons na Rut gaan kyk vanoggend, wil ek jou uitnooi om verhoudings raak te sien. Ons het van Shaimanzi af teruggekom, wat ons onderskeidingsnaweek is, waarin ons juist gesê het, wat is God mee besig in hierdie wêreld om ons? Ons het met groot ywer en opgewondenheid vir julle kom deel, dat ons is oortuig God werk oral in ons wêreld, in ons gemeenskap spesifiek, in ons geloofsfamilie, maar dat hy ook in hierdie breër samelewing saam met ons is, en dat hy reeds besig is om dinge te doen. Ons het daar 'n kaart op gesit en ons het julle uitgenooi om jou huis te gaan merk waar jy is op die kaart, of as jy nou aan die kante toe is, wat se kant en rigting jou huis is. En ons het gesê dat God werk in jou huis. God is besig om daar lewens te verander, selfs joune. God is besig om in jou buurman se huis te werk, selfs al is hulle nie oortuig dat God bestaan nie. God is werksaam in hierdie wêreld. Ons het ook gesê dat ons is diep oortuig daarvan dat God spesifiek werk om verhoudings en huise wat seer kry en swaar kry beleef, te begin herstel. Selfs in huise waar daar nie mense is wat glo nie, is God besig om te werk. En hy nooi ons uit om dalk aan te haak by sy werk, en dalk te kan inspreek daar.
Dalk is dit ons buurman, ons buurvrou, dalk is dit ons familielede, ons vriende. Miskien is dit die mense van wie ons nie eintlik so baie van hou nie. Maar God kan ons gebruik sodat ons in daardie huise en in ons breër samelewing verhoudings kan help herstel. Wanneer ons dink aan verhoudings wat sleg gaan, dan dink ons partykeer aan die uiterstes. Dis in daardie huise en in gesinne waar God besig is met 'n werk is, juis waar daar afhanklikheid van een of ander saak is. Wanneer daar besig is om egbreek te wees, wanneer daar besig is om aanranding plaas te vind. Wanneer daar finansiëel so diep in die moeilikheid is dat mense werklik bekommerd is, hulle gaan hulle huise verloor. Wanneer mense hulle werk verloor het tot so 'n mate dat hulle eintlik nie meer sien waar's hoop nie. So gespanne en gestres is. Ons dink dat dit is die enigste plekke waar God verhoudings begin herstel en waar God werk. Wat ons dalk ook moet begin besef is dat God werk ook in verhoudings wat in ons opinie dalk redelik oukei is. Daar waar stilte al hoe meer en meer heers. Waar ons nie eers meer die vrymoedigheid het om te sê wat pla nie, want ons luister in elk geval nie na mekaar nie. Daar waar ouers en tieners besig is om net deur boodskappe met mekaar te praat en nie meer langs mekaar kan sit en 'n gesprek voer nie. Dat God ook besig is om in gesinne te werk waar daar dalk eiers is waarop almal die hele tyd moet ronddans en niemand veilig voel nie. Waar iemand altyd inkom met 'n meer en 'n spanning en almal moet net die hele tyd rond staan en bond staan en dit hanteer of dit ontvang. Ons sien nie raak die geleenthede waar daar net mense is wat nie eers meer saam eet nie. Mense is wat afstand in verhouding so ver gegroei het dat ons nie eers meer weet hoe om te kan sê wanneer ek swaar kry. Daar in verhoudings wanneer ons diepste behoefte is om na mekaar toe te draai, maar dis die grootste stap wat ek ooit moet vat. Verhoudings kry swaar as ons nie daaraan werk nie. En dit is partykeer ook ons huishoudings, ons huise, ons verhoudings, ons vriendskappe, ons huwelike, ons verhouding met ons kinders, ons verhouding met ons naastes, ons verhoudings met ons kollegas, ons verhoudings. Dis nie ver nie. Dis eintlik baie naby. Ek dink Ruth help ons vandag hierso. Ek wil saam met julle lees en soos wat ons gaan ek hier en daar 'n paar goedjies uitwys. Ons gaan die hele hoofstuk 1 deurgaan en ek wil hê ons moet spesifiek uit die hoek uit kyk van 'n verhouding wat swaar kry. En die realiteit van verhoudings wat swaar kry is dit gaan baie gereeld gepaard aan mense wat swaar kry. Want as almal van ons op 'n goeie spasie is en dit gaan regtig goed met ons in ons harte en ons lewens en ons geestelike lewe en ons emosionele lewe en ons sielkundig met ons gaan dit goed. Dan is dit nogal maklik om met ander mense geduld te hê en genade te hê en vergifnis te gee en mooi te hanteer. Maar dit is juis wanneer mense swaar kry, my geduld min is, my hart seer is, ek stikkend is en ek nie meer weet wat om te doen om te help nie. Maar dit maklik is om dit aan ander uit te haal, te projekteer. Ander weg te stoot, want dit is makliker as wat ek eerste weggestoot word. En ons kyk hierso vandag na Ruth se verhaal. Dit begin by hoofstuk 1, in die tyd van die leiers was daar op 'n keer 'n hongersnood in die land, en 'n man met sy vrou en sy 2 seuns het uit Bethlehem in Juda weggetrek om 'n heenkome te soek in die gebied van Moab. Dadelik wil ek gou hierso stop en 'n paar goedjies vir julle uitwys. Die eerste ene is, dis in die tyd van die rigters, dis nog voordat daar konings is. Dis wanneer hulle sê, ons beleef dat daar moeilikheid is in ons land en dit gaan sleg. Daar is 'n droogte, fisies gaan dit swaar. Wat ons ook hierso moet sien is dat daar soveel meer in hierdie een vers as net 'n sinnetjie wat met ons gedeel word uit die Bybel uit. Ons moet sien dat Bethlehem beteken huis van brood. Julle gaan sien later waarom dit belangrik is. In Bethlehem is daar droogte. Daar's nie goed om meer brood te maak nie. Die huis van brood kry swaar. Ons sien hierso dat
Hierdie man het saam met sy gesin, sy vrou en sy 2 seuns getrek omdat hy 'n behoefte gehad het om vir sy gesin te kan sorg. En die woorde wat in die Hebreëus gebruik word, het dit laat klink asof dit sou 'n tydelike ervaring wees. Dit gaan nie vir lank wees nie. Vir hierdie rukkie terwyl Bethlehem swaar kry, vat ek my gesin na 'n plek toe waar dit minder swaar gaan, waar ek hulle kan help, waar ons kan bystaan. Ons sien ook hierso dat dit moet ons herinner aan Juda wat hierdie spesifieke areas gegun is deur God wat hulle sin is. In die genade verbond aan hulle gegee is. God het gesê, ek sal jou God wees, jy gaan my volk wees. Ek gaan vir jou 'n land gee van jou eie waarin ek altyd vir jou gaan sorg. Vir die mense wat in daai land is, wat geplaas is waar hulle juis moes wees, waar God vir hulle gaan sorg, moet hulle wegtrek, want hulle beleef nie God se sorg nie. Hulle mis God se verbond. Hulle gaan soek op ander plekke, want hulle kry swaar. En waar mense swaar kry verhoudings swaar. Die eerste ding wat hierso gebeur is nou as ons van vers 2 af verder lees. Die man was Elimelek en sy vrou Naomi en sy 2 seuns Maglon en Kilion. Hulle was afkomstig uit Efrata in Bethlehem in Juda. Hulle het in Moab aangekom en hulle daar gevestig. Moab is 'n area wat bekend was waar Lot, Abraham se neef of se broerskind was. En dit is waar die Moabiete vandaan gekom het. Hulle het op die einde Lot met sy dogter, skoondogter het hy 'n verhouding gehad en hulle het hierdie hele nasie geword. En vir die Israeliete was daar selfs verbod geweest dat mans wat uit Moab uitkom, mag nie tot die Joodse geloof bekeer word nie. So 'n vyandskap het hulle beleef met Moab. Dis waarheen hulle gaan om hulp te kry. Plekke waar vyandigheid is, waar hulle nie eintlik hoort nie, waar hulle nie moet wees nie. Maar dit gaan beter daar, dink hulle. Die eerste ramp wat hulle tref is daarso in vers 3. Toe Naomi se man Elimelek sterf, het sy en haar 2 seuns alleen agtergebly. Die vader wat die huis oppas, wat gaan soek het vir 'n beter plek, tydelik net om hulle te kyk, sterf. En in die Joodse kultuur het 'n weduwee nie verskriklik baie opsies nie. Sy is nou in haar seuns se hande. Haar seuns vind vrouens in die area waarmee hulle trou en vir 10 jaar bly hulle verder in Moab. Iets wat tydelik was, is nou 'n vestigheid en 'n realiteit. En saam met dit alles wat nou moet verander in Naomi se lewe. Dis baie swaar. Want sy het haar maatjie verloor wat vir haar geliefde is. En sy is uitgelewer aan die goedheid van haar seuns. En dan kom die volgende. Vers 4. Die 2 seuns het later getrou met die Moabitiese meisies Orpa en Rut. Naomi en haar seuns het omtrent 10 jaar in Moab gebly. Toe haar 2 seuns Maglon en Kilion ook sterf, het sy alleen agtergebly sonder haar seuns en sonder haar man. Haar belewenis is dat sy alleen is. Dat sy niks meer het nie. Die verhaal wys ons hierna dat sy het nog 'n skoondogters, maar haar belewenis in hierdie een vers, as dit waar het gestop het, sy's alleen. Sy het niks meer nie. En vir vrouens uit die Joodse geslag of uit die Joodse volkheid, is dit dieselfde as vir die Moabitiese vrouens. As jou man sterf, is jy uitgelewer. Jy het geen reg om eiendom te kan besit nie. Jy moet deur ander mense versorg word. Jy het geen reg tot enige iets in jou omgewing nie. As jou familie nie vir jou sorg nie, is jy uitgelewer. Broers. Die verskil vir 'n Joodse vrou is dat wanneer sy in haar tuiste is, in Juda waar sy vandaan kom, is daar 'n verbondsgod wat sorg. Sy herinner haarself dat God is daar. Dat hy nog altyd gesorg het en dat hy spesifiek wette ingebring het wat juis vir die weduwee sorg. Wette wat seker maak dat wanneer mense na dit wat hulle geplant het kyk, dat hulle nie alles van die veld, van die grond afhaal nie. Sodat die weduwees en die armes kan kom om kos te kan hê. 'n God wat 'n verbond het met sy mense, wat sê, ek gaan nog steeds vir jou sorg.
Al het jy nie regte van enige ander aard nie. Ek maak seker dat my volk sal na jou se kyk. Naomi word daaraan herinner en dan besef sy in die volgende. Vers 6, toe sy verneem dat die Here vir sy volk uitkoms gebring het deur vir hulle 'n goeie oes te gee, het sy en haar skoondogters klaargemaak om van Moab af terug te gaan. Die mooi woorde in die Hebreëus en ook in die 2020 vertaling hierso is dat sy het ontdek dat God het weer vir sy mense brood gegee. Bethlehem, die huis van brood. God het weer daar voorsien en vir hulle kos gegee. Sy word herinner nie net aan God wat sorg fisies nie, maar ook aan wat God gedoen het deur die verbond. Dat dit haar God is. En dat daar 'n plek is van veiligheid vir haar, anders as in hierdie land waar sy nou 'n vreemdeling is. So sy besluit om saam met haar skoondogters te gaan. Vers 7, sy en haar skoondogters het saam vertrek uit die plek vanwaar hulle gebly het, op pad na Juda toe. Maar toe sê Naomi vir haar twee skoondogters, julle moet liewer teruggaan na julle ouer huise toe. Mag die Here sy liefde aan julle bewys soos julle aan die oorledenes en aan my liefde bewys het. Mag die Here vir julle elkeen weer 'n goeie man en 'n heenkome gee. Wanneer ons hierdie verhaal lees, dan kan ons baie maklik vasgevang word in hierdie idee dat Naomi is die enigste wat swaar gekry het. Sy het haar man verloor, sy het haar seuns verloor. Maar sy gaan saam met twee skoondogters wat ook mans verloor het. Ook pyn het, ook seer het. Maar meer as dit, gaan sy saam met twee vrouens wat ook nou uitgelewer is aan ander. Wat ook hulp nodig het, wat ook genade moet ontvang. En nou, ons sien nie hier so hoe ver was sy van Juda af nie, maar op pad besef sy, maar hierdie is te veel vir my om te sorg. Sit jouself in iemand se skoene wat al klaar nie enige regte het nie, wat nie weet hoe gaan ek vanmôre kos hê nie. En daai persoon is verantwoordelik vir twee ander. Dit is oorweldigend vir haar. Nou, vir ons saam sê of nie die maklikste vir haar of die oplossing wat sy kon vind is om te sê, ek kan nie hierdie doen nie, gaan terug. Sy vra vir haar twee skoondogters om terug te gaan na 'n land toe waar hulle nog meer uitgelewer is as in Juda. Want ten minste in Juda sê God, jy moet sorg vir hierdie mense. In hulle tuisland is daar nie so 'n wet nie. Jy kan na jou vaderhuis toe gaan, jy kan weer trou, of jy kan as 'n slaaf vir iemand werk. Maar dis die enigste manier wat jy kan voortbestaan. Vir haar skoondogters wat dit hoor, klink dit asof dit die einde is. Want hulle het eerstens verhouding met haar, hulle is haar familie vir die laaste 10 jaar al. Hulle het saam in 'n huis gewoon. Nou sê sy vir hulle, ek kan nie meer vir julle sorg nie, ek kan niks vir julle gee nie. En dit is waarom dit dan in die volgende gedeelte letterlik by vers 9 sê, toe sy van hulle wou afskeid neem, het hulle begin huil en vir haar gesê, nee, ons wil met ma saamgaan en na ma se volk toe. Hulle moes self ook geweet het dat daar is 'n genadige God wat vir my gaan sorg daar. Dinge kan moontlik beter lyk. Ons moet net daar kom. Maar Naomi herbevestig en ons sien in die taal wat dan verder gebruik word, dat sy as mens nie op 'n goeie plek is nie. Sy kry swaar. As jy beraader is van enige aard, sal jy na hierdie teks luister en dadelik sê, oef, daai klink soos depressie praat. Dit klink soos iemand wat rou, wat daar praat. Dit klink soos iemand wat besig is om op te gee, moedeloos te word, wat nou daar praat. Met Naomi gaan dit nie goed nie. In vers 11, maar Naomi het weer vir hulle gesê, gaan terug my dogters, waarom sou julle saam met my wou kom? Sy voel nie sy het niks om vir hulle te bied nie. Het ek nog enige hoop om seuns in die wêreld te bring, sodat julle met julle sou kon trou? Haar verwagting is dat hierdie dogters wil net by haar hê. Hulle wil net ontvang en sy het niks meer om te gee nie. Ek weet nie van julle nie, maar ek was al op so 'n plek in my lewe wat ek gevoel het, ek het niks meer om vir niemand te bied nie. Maar mense soek nog steeds. En ek kan nie. Ek is nie gesond genoeg om vir iemand anders te kan sorg nie, maar mense soek nog steeds. En dis wat Naomi hier voel. Vers 12 sê sy, gaan asseblief maar terug my dogters. Ek is te oud om weer te trou. Selfs al sou ek sê, daar is nog hoop vir my. Al sou ek vannag nog met 'n man slaap, al sou ek nog seuns in die wêreld bring, sou julle kon wag tot hulle groot is?
Vir iemand wat in swaar posisies is, ons dink nie baie helder altyd nie. En sy probeer hierdie planne maak om vir hulle te sê dat ek moet nou 'n nuwe man kry, ek moet kinders hê sodat julle kan weer trou, sodat ek vir julle op 'n manier kan sorg, want ek kan nie hierdie verhoudings bewerkstellig andersins nie. Sy sien nie oplossings buite dit nie. Vir ons wat nou van objektief van buite af kyk en lees, dink ons, "Sjoe, maar dis eintlik 'n argument wat glad nie sin maak nie. Dis eintlik 'n kinderagtige opmerking om te sê. Dit klink selfsugtig, want dit klink asof dit net oor jou gaan. Asof sy sarkasties is met haar dogters. Sy vra dan, sou julle ondertussen daarvan kan weerhou om te trou. Dit is onmoontlik, my dogters. Nee, my lot is swaarder as julle sin. Die Here het teen my gedraai. Hoor daai gesprek wat sy het. Wanneer ons in slegte posisies is, is dit maklik om die hele tyd te sê, niemand verstaan hoe ek voel nie. My ervaring is swaarder as enigiemand andersin nog ooit. Naomi is op 'n baie slegte plek. En soos met baie verhoudings wat verkeerd gaan, is dit mense wat seer het, wat mense wegstoot. En sê, gaan weg. Jy wil nie by my wees nie. En dalk so ver stel om te sê, ek wil jou nie eintlik by my hê nie. Ons huise beleef dit ook vandag. Mense wat swaar kry wat makliker is om te sê, om jou te beskerm, moenie na my toe kom nie, moenie my uitreik nie, moenie na my aan my tyd spandeer nie. Ons isoleer onsself van mekaar en ook van God. Naomi beleef dit. In vers 14 sê dit, toe het Naomi se skoondogters weer begin huil en Orpa het van haar afskeid geneem, vir haar 'n soen gegee. In die antieke tye is hierdie idee van 'n soen gee baie belangrik. Dit is nie net vir geliefdes wat ons wys ons gee vir jou om nie, maar dit is 'n teken van respek. Dit herinner dadelik aan Judas wat na Jesus toe gekom het en hom met die soen gegroet het. Orpa groet vir Naomi met 'n soen. Ek het respek vir jou en ek neem nou afskeid. Dis nou klaar, ons verhouding is geëindig. En wat so mooi is in hierdie vers is, wanneer Orpa afskeid neem en 'n soen gee, is dit Rut wat by haar gebly het. Die Hebreërs sê waar Orpa soen en neem afskeid, sny die verhouding. Rut kleef vas aan Naomi. En vir die eerste keer wat ons regtig hierso begin die boek Rut lees, ontdek ons wat is verhoudings wat gesond is. Dis iemand wat besef dat ek het hier 'n rol te speel, omdat ek ontdek het wie God is, en omdat ek nou ook kan bely en dan kan begin leef. Vir die laaste 10 jaar het sy saam met Naomi gewandel en gesien hoe Naomi die Here dien. Vir die laaste 10 jaar het sy ontdek dat God is 'n God van genade, 'n God wat herstel en wat goed is, wat sorg. En deur daai proses het sy ontdek dat wat God haar roep om te doen is om vas te kleef wanneer 'n geliefde haar wil wegstoot. Rut kom dan hierso in vers 16 met die mooiste gedeelte wat al soveel keer by troues gepreek is en al keer aan ander plekke gepreek is. Moet my tog nie dwing om van jou weg te gaan en om weg te draai nie, want waar u gaan sal ek gaan. Waar u bly sal ek bly. U volk is my volk, u God is my God. Waar u sterf sal ek sterf en daar sal ek begrawe word. Dit klink so eenvoudig, maar hierdie is 'n eed wat sy aflê en dan sê sy ook, ek lê 'n eed af voor die Here, net die dood sal ons skei. Sy is so ernstig oor dit wat sy ontdek het by Naomi oor God, dat sy dit nou leef. God vra vir ons wanneer ons in verhouding is, dat ons nie net vir mense oorlaat aan hulle self as hulle swaar kry nie, maar dat ons hulle bystaan. Dat ons juis uitreik en vashou wanneer daai mense nie glo hulle is dit meewaardig nie. God vra vir ons om in verhouding met mekaar te wees en mekaar te herinner aan dit wat God reeds besig is om te doen. Naomi herinner haar dat alles wat ek los, haar eie
land, haar eie tradisies, kultuur, selfs haar naam is die moeite werd omdat sy nou 'n nuwe God begin dien. En hierdie God vra vir haar om in verhouding te wees met 'n skoonma. Die naam Rut beteken companion, 'n vriend. Iemand wat bly in situasies wat moeilik is. Dit was my verskriklik interessant om hierdie te gaan leer, want dis 'n Hebreëse naam, dis nie 'n Moabitiese naam nie. Haar naam was iets anders geweest voordat sy tot by geloof gekom het en deur Naomi se voorbeeld die Here ontmoet het. Wanneer sy bely dat God is haar God, verander haar identiteit. En ons sien nou wat is Naomi se ervaring hiervan. Ons kyk hier by vers 18. Naomi het besef dat Rut vasbeslote was om saam met haar te gaan en sy het opgehou om haar te probeer ompraat. Hulle twee is toe saam Bethlehem toe. Met hulle aankoms in Bethlehem was daar groot opgewondenheid in die stad en die vrouens het gesê, is daai mos Naomi? Meer as 10 jaar later onthou haar dorp wie sy is, want dis waar sy hoort. Die plek wat God vir haar gegee het en haar familie. Ek het al die voorreg gehad om vir meer as 10 jaar weg te wees van Piefreineveld af. En om terug te kom en mense weet wie ek is. Want ons verhouding. Ons het saam gestap, saam swaar gekry, saam geloof gedoen, ons het saam geleef. Naomi beleef dit. Maar omdat sy op die oomblik swaar kry en op die oomblik 'n stikkende mens is, 'n gebroke persoon, sê sy 7 in vers 20, hierop het Naomi vir hulle gesê, moet asseblief nie meer my Naomi noem nie. Naomi beteken mooi. Dit beteken geliefde. Sy wil nie Naomi wees nie. Sy sê, noem my Mara. Want die Almagtige het die lewe vir my baie bitter gemaak. Sy gaan terug na 'n gemeenskap toe waar mense vir haar lief is en al wat sy kan sien is haar seer. En die mense hou aan om haar Naomi te noem en sy sê in vers 21, my lewe was vol toe ek hier weg is, maar die Here het dit nou leeg gemaak toe ek my leeg laat terugkom. Waarom noem julle my nog steeds Naomi? Wanneer verhoudings gesond is in 'n gemeenskap met ander, herinner hulle jou wie jy is. Jy is mooi, jy is geliefde. Wanneer jy nie meer kan nie, wys verhoudings vir ons terug na God toe en terug na gesondheid en heelheid. Die Here het dan teen my gedra, die Almagtige het 'n ramp oor my gebring. Dit is wat sy aanhoudend vir almal sê, want dit is wat sy van oortuig is in haar storie. Sy het alles verloor, sy rou, sy seer, sy stikkend en sy maak seer. En daar is spasie vir haar ook. Vers 22, so het Naomi uit Moab teruggekom en Rut, haar Moabitiese skoondogter, was by haar. Hulle het in Bethlehem aangekom aan die begin van die garsoes. Aan die begin wat die Here weer voorsien het sodat daar brood is in die huis van brood. Daar waar hulle nog altyd gehoord het. Daar waar verhoudings nog altyd kon help om gesond te maak. Nou is hulle terug. Ek wil 3 punte vir ons mee eindig. Die eerste ene is om te sê dat hierdie verhaal van Rut is eintlik nie Rut se verhaal nie. As jy die hele storie lees, is dit Naomi se verhaal. 'n Eerlike weergawe van hierdie boek sou gewees het Naomi. Die rede hoekom dit nie is omdat Naomi hierso die persoon is wat stikkend is en swaar kry. En wat nie vir ons wys hoe lyk dit om die Here te dien met jou hele lewe nie. Maar as sien toe Naomi op 'n gesonder plek was, hoe sy invloed gehad het in iemand se lewe, tot so 'n mate dat die persoon die Here kon ontdek, kon begin bely dat u God sal my God wees en dat ek oortuig is u God wat herstel is nou die God wat ek dien in hierdie nuwe land. Ek gee alles op vir dit. Naomi se storie is 'n verhouding met ander. En wanneer haar eie verhouding met haarself, met God, met haar naaste swaar kry, gebruik God ander mense om haar te herinner aan wie sy is, sy geliefde, mooi, dat hy vir haar gaan sorg, in die begin waar haar 'n groot oes gaan wees, en waar sy weer brood gaan ontvang, en waar sy weer 'n geleentheid het om later in Rut
saam met haar skoondogter 'n nuwe kleinkind vas te hou. Maar hier by hoofstuk 1, terwyl sy stikkend is en swaar kry, gebroken is God reeds by haar. En hier stuur God klaar iemand aan haar sy, wat help om daai verhoudings te herstel. Nie omdat hulle besig is om buitengewoon enigiets te doen nie, maar omdat hulle saam met haar is. Haar vaskleef. Haar nie los wanneer sy stikkend is en swaar kry nie. Dat hulle haar herinner aan die belydenis aan God. Ek wil jou vra, assosieer jy vandag meer met Rut? Die Here het jou gevat om jou oortuiging, jou belydenis te gebruik om in iemand anders se lewe in te speel, by iemand saam met hulle te wees terwyl dit swaar gaan, hulle by te staan en hulle te herinner aan wie hulle is in God, sodat daar herstel kan plaasvind terwyl jy saam stap. Of assosieer jy op die oomblik baie meer met Naomi, die een wat stikkend is. En daar wil ek jou herinner dat Naomi was op daardie oomblik nie haar beste weergawe van haarself nie, en sy was nog steeds meer as goed genoeg vir God. Sy was nog steeds geliefd deur haar gemeenskap, toe sy terugkom met hulle eintlik opgewonde verheug gewees daaroor. Al kon sy dit nie beleef of sien nie. En die Here het steeds vir haar gesorg terwyl sy swaar kry. As jy vandag Naomi is, weet, dat wanneer jy erken dis swaar en jy vir die Here sê dis swaar, ek voel so bitter, dis nie 'n belydenis dat jy nie glo nie. Dis juis 'n oproep na God om te sê, Here, ek het eintlik U nodig. As jy daai gebed moet vertaal vanaf ek is bitter, na Here, ek het eintlik net U nodig. Is dit al klaar al wat God vandag van jou wil vra, om verhoudings te begin herstel? God doen dit reeds. Ons word nou bewus. God werk deur dit om op die ou einde die hele Israel te verander. Eers met haar eie seun, wat op die ou einde die oupa word van Dawid, reg deur die generasies tot by Jesus. 'n Vrou wat in 'n ander nasie gewoon het. 'n Vrou wat nie eers geglo het van die begin af nie. Maar wat eers God ontdek het, begin bely het en toegeleef het. Terwyl sy iemand wat stikkend was, bygestaan het en haar nie alleen gelos het nie. Mag die Here elkeen van ons hierdie week gebruik om juis dit te doen. Aanhou ontdek wie God is. Aanhou bely dat ons glo in hom en so te leef terwyl ons mense bystaan. Mag God elkeen van ons gebruik. Kom ons sluit ons oë. Here, ons dankie dat ons U kan vertrou as 'n God wat voorsien, 'n God wat van die begin af 'n belofte gemaak het en dit nagekom het. 'n God wat van die begin af gesê het, ek sal vir jou sorg en dit steeds doen selfs wanneer ons nie oortuig is daarvan nie. Dat U 'n God is wat herstel in verhoudings, veral wanneer ons bitter is. Niks meer te doen wil hê met ander nie. Dat U steeds vir ons mense stuur wat saam met ons daardeur gaan. En dat U juis hulle arms gebruik om ons vas te hou. Ons harte gesond te maak. Here, wanneer ons na ons huise kyk en ons besef daar sulke verhoudings wat swaar kry, vra ek dat U ons sal gebruik as Rut in daai verhoudings. Dat ons sal aanhou, ontdek, bely en sal leef. Dit waarvan ons oortuig is. Dat U 'n God is wat herstel. En dat U ons God is en ons gebruik. Dankie, Here. Amen.
Geliefdes in die huishouding wil ek jou van hierdie week aanmoedig om dit wat jy glo met ander te deel. Jy weet nie wat dit vir ander mense beteken wat stikkend is en dink daar is nie meer hoop nie. Ruth het vir Naomi gesê dat ek gaan jou God dien, ek gaan saam met jou gaan. En soms is dit al wat mense moet hoor. Dat jy bereid is om saam met hulle te gaan. Dat jy bereid is om nie weg te hardloop nie. En dat jy juist bereid is om vir nou terwyl hulle swaar kry, 'n getuie te wees van dit wat God doen. Ek wil ons uitnooi om ook daarin deel te neem deur ons offergawes te gee. Dit wat ons gee is 'n getuienis dat God juist besig is om te werk in ons eie persoonlike lewens, in ons huise en in ons geloofsfamilie. Ons is ook besig met ons dankie sê maand wat hierso voor is hier sulke oulike sakkies met muntstukke. Dis glad nie muntstukke nie, dis sjokolade. Maar die muntstukke herinner ons aan dit wat die vroutjie in die erediens ingegooi het en gesê het, hier is my laaste sente, Here, mag gee dit. Met 'n hart van vrygewigheid het die Here ook erken dat dit is wat die Here vra. Dat jy eerder vrygewig gee van dit wat jy van oortuig is wat die Here op jou hart los, as wat ons moet probeer sente omtel en kyk waaroor dit gaan. En in dankie sê maand herinner ons onsself dat ons het eintlik soveel om vir dankie te sê. Dat God vir ons 'n huis van brood gee wat ons oorvloed het om te eet. Nie net 'n huis van skaarste waar daar droogte is nie. So terwyl ons offergawes gee, wil ek jou nooi, jy's welkom om op te staan en vir jou van die muntstukke te kom haal en dit ergens later terug te bring in die sakkie met 'n gebed of met 'n brief waarin jy vir God kan dankie sê.
Soos die mandjies na vore kom, kom ons sluit ons oë. Here, ons wil vir U dankie sê vir dit wat U vir ons in oorvloed gee. Dat U vir ons verhoudings stuur wat vir ons goed is en ons opbou. Dat U vir ons mense stuur wat getuig van die liefde. Dat U vir ons finansiëel voorsien en versorg. Dat U vir ons harte herstel en versoen met U. Dankie Here, dankie, dankie, dankie. Here, mag ons dit nou ook met ywer en passie uitleef in die wêreld wat daar buite is, sodat hulle iets daarvan kan beleef. Amen. Geliefdes, kom ons staan en ons sing saam ons laaste lied en dan gaan ek die seën vir ons daarna uitspreek. U is my God, U is my vrede. U is my lig, my bron van krag. U kleed my met heerlikheid. U kroon my met majesteit. U is my God, 'n God wat wonders doen. Wysheid en krag, is op die troon. Lam van God, my vrede God. Met 'n lam wat my bewaart. Ontvang my lof, ontvang my dank. Ek leef my lewe as 'n offer voor U. U wat was en is, en weer sal kom, begin en ten volleinde van my lewe. Is my hoop, U is my Heer. U is my God. U is my God, U is my vrede. U is my lig, my bron van krag. U kleed my met heerlikheid. U kroon my met majesteit. U is my God, 'n God wat wonders doen. Wysheid en krag, is op die troon. Lam van God, my vrede God. Met 'n lam wat my bewaart, my bewaart. Ontvang my lof, ontvang my dank. Ek leef my lewe as 'n offer voor U. U wat was en is, en weer sal kom, begin en ten volleinde van my lewe. Is my hoop, U is my Heer. Ontvang my lof, ontvang my dank. Ek leef my lewe as 'n offer voor U. U wat was en is, en weer sal kom, begin en ten volleinde van my lewe. Is my hoop, U is my Heer. Is my hoop, U is my Heer. Is my hoop, U is my Heer. Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die God wat alles geskep het, jou ook, wat van die begin af 'n verbond met jou gesluit het en wat steeds getrou is daaraan, nooi jou uit om hom te ontdek. Weet dat wanneer jy hom bely voor ander, jy die geleentheid hierdie hele week het
om sy getuie te wees en herstel te bring by mense. Mag die Here jou gebruik wanneer jy net normaal leef hierdie week om ander by te staan en God se liefde vir hulle te gee. Amen.